My broer en suster, ek wil vra dat u die woord van die Here sal open by die eerste hoofstuk van die boek Rut. En in die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem, Juda, weggetrek om as vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy 2 seuns. En die naam van die man was Elimelech, en die naam van sy vrou Naomi, en die naam van sy 2 seuns Maglon en Gilion, Efratite uit Bethlehem, Juda, en hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. En Elimelech, die man van Naomi, het gesterwe, maar sy met haar 2 seuns het oorgebly, en hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem. Die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut, en hulle het daar omtrent 10 jaar gebly. En toe Maglon en Gilion albei sterwe, en die vroue sonder haar 2 seuns en haar man oorbly, het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee. Die naam Bethlehem in Juda, Israel, beteken die huis van brood. Nou, die woord van die Here sê, in die huis van die Here waar brood is, was daar droogte. En wanneer daar droogte is en mense is honger, dan begin hulle kos soek. Hulle begin na plekke toe gaan waar daar water is, hulle begin plekke soek waar hulle kan kos koop en brood kry, want brood was die essensiële item gewees van die mense van daardie tyd. En daar was geen oeste nie, so daar was geen brood nie. En Elimelech het besluit, hy gaan sy vrou vat en sy 2 seuns en hulle gaan trek. Nou wil ek vandag vir u sê, wanneer daar nie brood is nie, in 'n bakkery nie, dan gewoonlik is die deure toe. En die rakke is leeg, en hier en daar tussen die oonde, en tussen die bakskottels, ensovoorts, sal jy nog miskien korsies kry, krummels. En verder sal mense gesels, en hulle sal sê, onthou julle nog toe hier brood was, die lekker warm brode wat uit hierdie oonde uitgekom het. En baie sou beskryf die boerbrode, jy weet, soos het ons het ken, met daai lekker groot bruin kors. Weet ons kinders was die korsie vir my die lekkerste. Dan as hy die oond uitkom en my maat brood gebak, dan het ons gegaan vir die korsies, die 2 op die punt. En dan het ons dit afgesny. In daardie jare was daar nie margarine nie, prys die Here. Miskien is kom hierdie geslag langer leef, jy weet, want ons nog botter gebruik. Maar as jy daai botter so opsit en dit smelt so binne in daai brood, en dan was dit almal heerlik gewees. En as jy nog die bonus daarvan gehad het om grondboontjie botter te kon hê en lekker Lions stroop, jy weet, jy kon dit so opsit. Jesus, mense, dit was allemaal lekker. Hy brood so warm, hy botter loop so hier by jou mond af. Jesus, dit is allemaal lekker gewees. En die lekkerste brode wat uit die bakkerij uitgekom het, ek weet nie of julle kan onthou van melkbrood nie, met daai rosijntjies. En mense, dit is allemaal iets om oor lyries te raak. En mense het in die droogte begin praat oor die brood wat uit die bakkerij uitgekom het. En vandag was daar niks nie, want daar was droogte en die mense het begin soek na brood. En hierdie man het sy vrou gevat en sy 2 kinders en hulle is Moab toe. Nou die land Moab was die land van die nageslag van Lot en sy 2 dogters, is 'n land van sonde, is 'n land wat in sonde geskep is, dis 'n nasie en 'n volk wat 'n sondige oorsprong gehad het. En hierdie man het sy vrou gevat, sy 2 kinders en getrek, en dit was teen die wil van die Here, dat hulle sou trek. Maar jy weet, vandag sit kerke sonder brood.
En ek praat van die geestelike brood. Ek praat van die brood van die lewe, Jesus Christus. Kerke het vir hulle alternatiewe gekry in die plek van die regte brood. Jy sal by kerke kom en het verskriklike programme. Hulle hou jou besig. Dis die een kursus na die ander kursus. En hulle het groepe wat goed doen, soos byvoorbeeld, hulle het groepe en sê, vanaand gaan ons, dinsdag aan 'n spesiale prys by die kinies, ons gaan die ouer mense bietjie vat fliek toe. Nou ek weet nie, of jy met my saamstem nie. Eintlik gee ek nie om of jy saamstem nie, ek is nou dood eerlik met jou. Jy weet, 'n fliekplek is nie plek van die Here nie. Ek sal jou iets waarborg, as die wegraping kom en jy sit in die kinies, sal jy nie saamgaan nie. Ek sê jou vandag, want daar noem hulle die Here se naam soveel keer soos wat hulle wil. Hulle skietskop en spoeg, en weet jy wat hulle alles daar doen nie, en die toneelstukke is binnekamerlewens op 'n oop doek, en ek wil vir jou sê, dis alles behalwe waar Jesus Christus hom sou bevind. Vandag het hulle alternatiewe, dis die een kursus na die ander kursus. Ag man, en as jy net hierdie sertifikaat kan verwerf, jy weet, dan gaan jy nou hemel toe gaan. Ek wil vir jou sê, dis 'n klomp nonsens. Daar is net een persoon wat jy in jou lewe nodig het, en dis die brood van die lewe, Jesus Christus, en 'n verhouding met hom. Niets anders nie. Ek wil nou vandag vir jou sê, baie mense ken Jesus Christus, maar die vraag is, ken Jesus Christus jou? Nou, hierdie mense in hierdie kerke het begin om die Heilige Gees uit te faseer. Ons het nou net krummels oor in kerke van Jesus Christus. Kerke het begin swaard word. Jy weet, dit is so oulik dat hulle eintlik nou die formaat van die wêreld in die kerk ingebring het. En in my tyd toe ons jonk was, tot jy diskous gekry. En jy het bell-bottom jeans gedra, en jy het jou gul gevat, jou meisie, jou flossie, of wat jy ook al, jou veertjie, wat sy ook al genoem het, jy het daar disco toe gevat, en jy het daar soos 'n pop gestaan en dans. Ek lyk te aardig, maar in elk geval, het was lekker vir daardie jare. Maar ek wil vir jou vandag sê, jy was daar en dit was rookmasjiene, en dit was ligte, en dit was skwaai gewees. Partymal het hulle nogal hierdie persligte gehad. En vandag is dit in die kerk. Glo my, hulle het dieselfde goed in die kerk vandag. Daar's rookmasjiene, en daar's ligte, en wat die beste van alles is, as jy instap, jy sien is swart mure van die disco. Nou, jy hoef vir my saam te stem nie, maar jy weet, ek is ook al in die 60. Ek het ook al deur die wêreld, jy weet, was 'n bietjie om die blok, so don't tell me nonsense, man. Ek weet waarvan ek praat, en ek kan vir jou sê, Jesus is hier, of Jesus is nie. Net 'n gees van godsaligheid het oorgebly, want daar is party kerke, waar jy nie kan sê amen nie, want daar gaan hulle jou snaaks aankyk. Ek wonder hoeveel kerke in hierdie plek, in Bloemfontein, is die Heilige Gees nog welkom? Is daar nog 'n plek waar mense kan tale praat en dit kan uitlê, en waar God nog met ons kan praat deur hy self vir ons 'n woord het van profesie? In die wêreld noem hulle dit nie. Hulle sê dit is, jy weet, demonies. Hulle sê dit het te doen met die okkulte. Weet baie mense, omdat hulle nie die Here in hulle hart het nie, sien hulle kyk na Christene en hulle dink hierdie ouens is way af, jy weet, hulle behoort miskien op 'n ander planeet. Ek wil vir jou sê nee, dit is nie so nie, want ek ken die bakkery toe daar nog brood was. Want jy sien, hierdie pastoor is nie in die rook gebore nie, hy is in die vuur gebore. Ek ken die woord van God en ek ken sy werking. Nou mense kan vir my lag en hulle kan sê dit is sommer nonsens. Daar lei die brand waar ek vandaan kom, was daar 'n losieshuis gewees.
Daar bo as jy opgaan in die straat, nou ek kan nie al die name onthou van die strate nie, maar as jy bo gaan was daar so ou kliphuis, het groot losieshuis gewees. En baie jare terug toe was daar ou oom en tannie van die AGS, hulle die losieshuis gehad. En dan kom die kinders van oral af, want die brand was so 'n sentrum gewees, jy weet waar, die poskantoor, die polistasie, daar die polistasie hoofkantoor, distrik hoofkantoor was daar. Die plek was besig vir 'n ou klein dorpie. En dan het jong mense soontoe gekom en daar het hulle nou poste beklee en die plek gehad, die losieshuis was die een ding gewees. En die ou oom en tannie het in die losieshuis vir die mense vertel van die Here. En dan kom hierdie jong mense tot bekering en dan bel die ma en pa, die dominee en sê, luister, my kinders is nou by die sekte, julle moet nou iets doen jong, wegkry daarso. En die dominee besluit in met 'n kerkraadvergadering, hy vaardig 'n man af om hierdie mense te gaan spreek. En hy gaan die oggend so 11:00 na die losieshuis toe. En toe by die losieshuis kom, gaan hy sommer daar by die agterdeur in en die ou tannie hulle is besig om kos te maak op daai swart Union stoof. Ag mense, was dit nie lekker tye gewees. En weet julle wat? Hy stap en hy sê goeiemôre mevrou. Hy sê ek is hier en sy kyk hom net so in sy oë. En hy slaan neer en hy begin worstel en rol. Maar jy weet, daardie jare was dit niks, het gebeur in die kerk elke dag. Ons het net daarna gekyk en gesê, die Here is besig om 'n ou los hom. Ander mense in ander kerke sou sê, kry die ambulans, hierdie man het 'n hartaanval. Maar dit is nie so nie, sy los hom net daar. En sy gaan aan, sy maak kos en hy rol. En hy hierdie man praat in tale en dit gaan aan. Ouderling van die 3 susterskerke. En weet jy wat? Na so 3:45 kom hy so aan 'n 4 voet op. Hy sê, suster, hoekom het julle my nog nooit van hierdie wonderlike evangelie vertel? Dit was brood in die huis. Dit was kos waarop die kinders van God hulle self kon voed. Vandag praat hulle in die kerke van die ou dae. Want ons praat nog nou, want daar is nie meer brood nie. Ons praat van die bakkerye waar daar brood was. Vandag praat mense oor die verlede, want die kerke vandag sit sonder brood. Jy sien, die mens wil 'n alternatief skep, want van die mense het honger en ander is tevrede met die krummels van die bakkery. Maar daar's mense wat die regte brood wil hê. En hierdie man Elimelech was honger gewees en hy het gegaan Moab toe. Nou wil ek vandag vir jou sê, Moab kan jou isoleer van jou man, kan jou isoleer van jou vrou. Moab kan jou isoleer van jou seuns en jou dogters. Ek wil vir jou sê, die wêreld daar buite soek na die geestelike dinge en hulle kry dit nie by die kerk nie, want die kerk leef in die tyd van die afval. Luister mooi wat ek vir jou sê. Daar is dominees en pastore wat agter preekstoele staan en dan, dis nou 'n lelike Afrikaanse woord, maar hulle is nog babbelas van gisteraand. Is daar 'n mooier woord as babbelas? Ek dink daar moet wees. Maar weet jy, dit is waarmee hulle besig is. In jeugkampe, vandag, vertel 'n jong man my, is die jeugkamp verby, hulle praat oor die kerk se beleid. Daar word nie meer vir hulle vertel van die Here nie. Toe ek 'n jong seun was, hou ons 'n jeugkamp hierso by Glen Landbou College, se plekke daar, hou ons daar jeug saamtrek in die Vrystaat. En ek sal nooit vergeet nie, hoe jong mense in tale praat, met die Gees gevul word, en dat die Here wonders doen tussen daardie jong mense. Daar kom 'n swart man op 'n fiets aan, en hy staan met die draad, en hy sê, en dat die Here sê, ek moet hiernatoe kom, ek sal hier kry wat ek nodig het. En die pastoor vat sy hand, en hy sit hom op die man, wat met sy ou breë
wielfiets daar aankom, op die fiets staan Frasers. Toe hy sy hand op sy kop lê, toe praat daai swart man tale. En hy val van daai fiets af, en hy begin God verheerlik, en met die Here praat, en die Here verander sy lewe. Jy sien, dis nie Moab nie. Maar vandag gaan mense Moab toe. Hulle gaan na psigiaters toe, want daar is 'n leemte in hulle lewe, die brood is weg. Hulle gaan sien mense wat hulle inspirerende verhaaltjies vertel. Hulle gaan sien mense wat hulle op een of ander manier kan opkikker. En nou wil ek vandag vir jou vertel, een van die mees besoekste plekke, omdat daar 'n leemte in hulle lewe is NBS, die naaste borrelstoer. Ek wil vir jou sê dat mense gaan en hulle raak verslaaf aan dwelmmiddels, want daar is 'n leemte in hulle lewe. Die brood van Bethlehem bestaan nie meer nie. Mense sukkel om dit in die hande te kry. Want mense het vergeet wat dit is om by die brood uit te kom. Maar ek wil vandag vir jou sê, die mens het 'n hinkering na 'n geestelike voedsel. Die mens het 'n hinkering om met God kontak te maak. Jy kan sien dit deur Saul. Saul soek die Here, maar die Here het hom verwerp, omdat hy nie geluister het na die Here nie, omdat hy nie God se opdragte wou uitvoer nie. Weet jy wat doen hy? Hy gaan okkulties en hy gaan soek na 'n woord. En die woord wat kom is, môre sal jy saam met my, jy en jou seun Saul, sal jy saam met my in die doderyk wees. Mense soek geestelike voedsel. En weet jy wat? Daar is baie kerke daar buite wat hulle nie kan help nie. Omdat hulle self nog nie ondervinding gehad het met die Here nie. Toe ons jong seuns en dogters was, in hierdie kruiskerk hierbo, vandag het hy 'n ander naam, maar dit was vir ons die kruiskerk. Die stigters daarvan was pastoor Johnny Bosman. O, halleluja, ek was 'n jeuglid daar. Ek kan vir julle vertel, dat op 'n Vrydag aand, met jeugaand, dan lê die jeug op hulle rug en praat hulle tale tot Saterdagoggend toe. Vandag weet hulle nie daarvan nie. Hulle kan net, jy weet, daarvan praat, want die oonde werk nie meer nie. Daar's nie brood nie. Maar weet jy wat? Iets gebeur. Naomi staan haar man af en staan haar seuns af. Want Moab het 'n manier om die dood te bring. Ek wil vir jou sê, Satan is nie lief vir jou nie, hoor. Hy haat jou, hy wil jou vernietig, hy wil hê jy moet ten gronde gaan, maar weet jy, Naomi hoor, sy hoor, daar is weer brood in Bethlehem. Ek wil vandag vir jou iets vertel, sodra iets geestelik gebeur in 'n kerk, dit hoef nie in die koerant te wees nie, dis asof die mense net eenvoudig 'n geestelike aangetrokkenheid voel, want hulle soek daardie geestelike oplewing in hulle lewe. En ek dank God, dit gaan binnekort uitbars oor hierdie wêreld, want die woord van die Here sê, in die laaste dae, Joël 2, sê, gaan ek my gees uitstort op alle vlees. Hier kom iets, die brood is op pad terug. Sy sê vir Naomi, Naomi sê vir Rut en vir Orpa, sy sê, ek gaan terug. My broer en suster, weet jy hoeveel kinders van die Here sit daar buite, verward, verwerp, stikken. Maar wanneer die brood terugkom, sal hulle kom terug na die huis van God toe, en hulle gaan die brood ontvang. En ek wil vir jou sê, dan gaan die wonderwerke in hulle lewens gebeur, want wanneer die brood weer sy oplewing, sy openbaring maak in ons lewens, ek wil vir jou sê, dan gebeur dinge. Hierdie gemeente, met sy mooi en sy lelike mense, met sy maar en sy vet ouens soos ek,
Ek wil vir u sê, God het 'n afspraak met hierdie gemeente. En die Here het bymekaar gebring in hierdie gemeente mense wat honger is. Honger is vir die regte brood, dat dit sal terugkeer. Ons sê dankie Here vir die brood wat hier is, maar Here, ons is op soek na die hele brood. Here, ons is tevrede met die korsies wat ons kry, maar Here, daar is 'n leemte wat net die hele brood kan vul. My God, en ons verwag dit in hierdie gemeente. So, ek wil vandag vir u sê, God het 'n afspraak met hierdie gemeente, of u my glo of nie. Ek is nie min geplaag daaroor, want ek weet God gaan in hierdie gemeente iets doen. Hier gaan weer iets gebeur, waar die Here sy gees gaan uitstort, want ons het 'n verlange na die volle brood, want ons wil hê, Here, die oonde moet weer begin werk, die brood moet terugkeer. Here, ons is nie tevrede met die krummels op die tapuit nie, Here. Ons is net tevrede, my God, wanneer u gees opnuut uitgestort word, want u is 'n hongerklomp. En toe die brood terugkeer, word die volk gevoed. En weet jy wat gebeur? Die oorspronge, of die nageslag van Jesus Christus, in die vorm van Dawid se bloedlyn, word geskep deur 'n Moabiet, met die naam van Rut en Obed, 'n Jood. En vir jare was die mense verbuisterd, hoe kan dit wees, dat die bloedlyn van die Here Jesus uit 'n sondige stam en 'n geseënde stam is, maar dit wat die Here vir ons sou sê, daar kom 'n tyd dat God hulle gaan saamvoeg, en ek dank die Here, dat ons ook Jode is, want die woord van God sê, nie hulle wat Jode in die vlees is Jode nie, maar hulle wat dit is in die gees, in Jesus Christus. En vir die eers verstaan ons nou, dat ons die wille olyflotus, wat ingeënt is in die oorspronklike olyfboom. Halleluja, maar dat die gees van God opnuut gaan kom, en 'n klomp mense gaan vul, en die wêreld gaan oorspoel, is 'n feit, my broer en suster. Ek weet God is op pad om wonders te doen, maar ons het vanoggend 'n lied gesing, soos 'n hert smag na waterstrome. My broer en suster, weet jy wat het ons nodig, om weer te begin smag na die werking van die Gees? Ons het weer nodig om te smag na die volheid van God in ons midde. Halleluja. Een aand, sit Suster Ronnie, stap hier 'n man in, met die naam van Martens. Hy sê groot mond, hulle waai ou, jy hoor hom van ver af aankom, maar dit was 'n masker geweest. Suster Ronnie stap na hom toe, sy sê vir hom, God sê, so en so en so en so. Toe daai man besluit, môreoggend pleeg hy selfmoord, as God nie daai Sondag aand met hom praat nie. En my suster stap na hom toe, en sy gee hom 'n woord van die Here, en God verander sy lewe. Ek wil vandag vir jou sê, my broer en suster, ons het woorde nodig van die Here. Ons het leiding nodig van die Here. En baie mense sê, my God, en daar's niemand wat die brood kan oorgee nie. Maar dank God vir 'n plekkie soos hierdie. Ek weet, my broer en suster, ek weet, ek wil nou vandag vir jou iets sê. Dis nie omdat ek hier is nie, hoor. Nee, ek is niks nie. Maar die God wat hierdie klompie mense dien, hy is alles. God het vooraf besluit, hy sal hierdie plek besoek, en hy gaan ons seën, en God gaan lewens verander, en manne en vroue gaan uitstap verlos. Manne en vroue gaan begin
om God te loof en prys vir groot oorwinnings. En die wêreld gaan begin kennis neem van groot goed wat gaan gebeur. Ek verkondig vandag aan u 'n woord. Maar hoor nou vir my, hierdie woord sal in vervulling gaan. God gaan hierdie plek besoek. Is nie ver nie. Is nie ver nie. Ek en jy moet begin smag na die brood van die lewe. Weet jy die brood so belangrik? Dit was in die heilige der heilige. Dit het genoem showbread, Afrikaans toonbrode. Maar in Hebreëus het dit heeltemal 'n ander naam gehad. Dit was gesigbrode. Want wanneer jy Christus ontmoet, is daar nie 'n middelman nie. It happens face to face. Amen. Halleluja. Wanneer God jou lewe verander, jou omstandighede verander. Wil vandag vir jou sê, dan gaan niks meer saak maak nie. Jy wil net met die brood van die lewe uitkom. In Azusa straat 243 kom 'n klomp mense by mekaar onder 'n swart man, Seymour, kom by mekaar uit net een oog gehad. En hulle begin die Here loof en prys. Eers was hulle in 'n ou huisie gewees, baie klein plekkie teen 'n bult. Maar die Gees van God word vaardig oor hulle en hulle begin die afdra en afrol. Toe kry hulle die naam van Holy Rollers. Ja, is regtig so. Maar toe kom hulle na Azusa straat in 'n ou fabriek by mekaar. Hulle sit op verfblikke en planke. En hulle hou dienste. Maar die volgende gebeur. Mense hardloop in wat geskiet is. En God laat die patroon net daar uitval en die wonde toe gaan. Hulle bring mense in wat se binnegoed uithang. Dan gaan die binnegoed terug, groei die wond toe. Hulle bring mense in wat sulke goiters het en dinge, die verskriklikste goed, stap hulle daarin. Dan genees God hulle so. Jong mense lê hande op mense en hulle word gesond. God gebruik hulle deur die kleergrens. Want by God is daar nie onderskeid nie. Ek wil vir jou sê, die brood is op pad terug. God gaan wonderwerke doen en hierdie wêreld gaan verbuister. Weet jy, die wêreld is besig met verkeerde goed. Hulle is besig om alternatiewe te skep. En daar is vandag mense wat die woord van God sê, ons gruwel sal nooit die hemel sien nie, wat vandag op preekstoele staan. God gaan terugkom in sy krag en sy volheid. Maar ons moet 'n begeerte hê na die brood. Ons moet uit Moab pad gee, ons moet teruggaan. Dat God se woord in ons in vervulling gaan. Ek wil vir jou vandag 'n woord gee. Jy sit nie hier in hierdie gemeente omdat dit lekker hier is nie. En luister mooi, hierdie gemeente gaan dit goed. God is vir ons goed. Maar dis nie hoekom jy hier is nie. God het 'n bestelling met jou. God het 'n bestelling met jou. En weet jy wat? Jy kan vandag hier sit en jy kan geen selfbeeld hê nie. Jy kan dink jy's 'n nobody. Maar God dink you are somebody. Want hy wil jou gebruik. Hy wil jou gebruik sodat sy werke voltooi kan word. Hierdie lewe het verskillende goed wat gebeur. Dinge is aan die gang teen die Christene. Ons sien dit, ons beleef dit, alles verander, die reëls en regulasies verander, is alles teen die Christene. En weet jy, as jy daarna luister, kan jy bang word. Hoor wat ek sê, jy kan bang word. Maar weet jy wat, dit gaan nie met ons gebeur en ons insluk nie. Maar nes die Satan sê, I've got you, dan sê ons vir hom, tot ziens man. Tot ziens. Dan gaan hy ons kom haal. Maar voor daai tyd gaan ons
'n bres slaan vir die Here. Hy gaan ons vol met sy gees en ons gaan doen wat God vir ons opdrag gee om te doen deur sy gees. My broer en suster, het jy honger vanoggend na die brood van die lewe? Ons moet 'n honger ontwikkel. Ons moet sê, Here, more of you. Ons kan nie meer kerk hou soos ons kerk hou nie. En dan praat ek van die kerk. Ons kan nie meer nie. Ek hoop dat God manne en vroue wek reg oor Suid-Afrika wat sê, Here, asseblief, dis die laaste tree. Asseblief, Here, help ons. Ek wil vir jou sê, jy weet nie waartoe jy in staat is, totdat die hand van God oor jou lewe kom nie. Verlang na die brood van die lewe, sodat jy kan kom waarvoor God jou bestem het. Jy 'n sielewenner word, jy 'n bidder word, jy hande op mense lê en hulle gesond word, en jy terugstaan en sê, Here, is dit moontlik dat U hierdie wessel, hierdie voorwerp kon gebruik, Here? Gaan gebeur in jou lewe. Smag na die woord, die brood van die lewe, en hy gaan dit vir jou gee, in Jesus naam. Halleluja. Begeer jy die brood van die lewe? Oh, more of you, Lord, more of you. Kom ons staan en ons bid saam.